belydenis van Bellard, is dit vandag nog relevant? Dis uiters relevant. As jy kyk waaroor die belydenis van Bellard gaan, oor die eenheid, die aanvaarding van mense, al verskil hulle van standpunt. Ek dink is nie die 82 geskryf alreeds, en toe was al hele proses gevolg om dit aanvaar te kry deur die sendingkerk, en dit is in 1986 by hulle algemene synode in Bellard, dis belangrik is dit aanvaar. So dit is waar die belydenis van Bellard vandaan kom. Ja, nou was groot politieke geeste van daai tyd, wat ons nou die wêreldse respek voor het, wat betrokke was by dit, en teoloë wat betrokke was by dit, en dis hoekom dit belangrik is om oor dit te praat. Julle het die Bybel verkeerd gelees, julle het nie die Bybel verkeerd gelees, julle het die Bybel misbruik, julle het God misbruik, julle het gelieg oor God en Jesus. Black theology in South Africa taught many of us to refuse to accept what seemed real and inevitable, that there is hope even for the most wretched. Reformed theologians like Alan Boesak and Russell Botman would therefore often speak about hope and about imagination. With regards to gays and lesbians and bisexual, transsexual, queer and intersexual persons, as it is with the oppression and marginalization of women, the challenge is the same. In their struggle for the recognition of their rights to full humanity, the church must also learn to, as Bellard says, to stand where God stands. To witness and strive against, and this is what Bellard also says, any form of injustice. Ek dink daar's veral 3 kwessies of sake wat ons saam moet hanteer en waaroor ons baie duidelik standpunt moet inneem. En dit is rondom ras, gender en seksuele oriëntasie. Die 3 hang saam binne die kerk. Ek dink iets soos die Bellard belydenis 'n soort rigting, teologiese pad vir ons uitwys en eintlik 'n wonderlike geskenk is vir ons om te ontvang in die NG Kerk ook. Die Grote Kerk het 'n paar jaar gelede oorweldigend gestem om Bellard te aanvaar as belydenis. So Bellard speaks so strongly and clearly of unity. My experience on the Synod floor of the Western Cape Dutch Reformed Church Synod was that there's calls to make church unity a priority. It is strongly supported on the floor. The Bellard Confession is also strongly embraced overwhelmingly and in our Synod and accepted as an important confession for our time and as a gift given by the Uniting Reformed Church of South Africa. Goeiedag my Afrikaanse Christen vriende. Ek is Ferdi Mulder en ek wil jou uitnooi om saam met ons te kuier, om aan te sluit en te stuur vir vriende en familie wat jy weet vandag se boodskap nodig het. Vriende, ons is besig met 'n reeks oor in gesprek onthul, so skeur die Sisterskerke wat op Kyknet uitgesaai was en die joernalis was Lorenza Eckart. En ons het reeds deel 1 en deel 2 gedoen. Deel 1 het gegaan oor die GKSA en die rol van vroue. Deel 2 het hoofsaaklik oor die NG Kerk gegaan en Niels Jackson, 'n baie bekende kerksake joernalis. En vandag kom ons by die beroemde en die berugte en die verdelende Bellard belydenis. En ek het natuurlik 'n klomp kwalifikasies wat ek eers moet maak en dan 5 punte wat ons vandag gaan doen. So ons gaan 'n redelike tydjie met mekaar vandag besig wees. Miskien moet jy vir jou 'n koppie koffie en tee ook gaan kry. Ons het 'n klomp inligting om deur te gaan. Maar voordat ons inspring, moet ek 'n paar kwalifikasies maak. Nommer 1. Wil ek jou vra, as jy waarlik die Here Jesus ken, dat jy met liefde en met deernis, respek en sensitiwiteit vandag sal luister. Ons bly hier in die Kaap, ek het vriende in verskillende plekke hier in die Kaap wat deur baie seer is. Ek kan vir jou baie stories vertel aan al die kante van die gemeenskappe. So, nommer 1 wil ek vir jou vra, dat ons met liefde en respek vandag ook gaan luister. Daar's mense wat baie seer het, vandag nog seer het. So, dis die eerste punt. Nommer 2, wil ek vir jou vra, dat jy, ongeag wat jy glo en dink oor die Bellard belydenis, dat jy dag vir dag die genade en die versoening van die Here Jesus Christus sal uitleef waar jy gaan. Ons is nou 'n paar jaar terug al en ek kan vir julle vertel van wonderlike gesprekke by 'n winkel, by 'n til, wat ek 'n paar woorde in Khoza of 'n ander taal praat met mense en jy sien die oë wat verhelder.
Dat ons die skansmure wat die evangelie afgebreek het, afbreek dag vir dag waar ons gaan, dat ons deel sal wees van die Here Jesus se versoening. So dis die tweede versoek wat ek vir jou vra. Die derde ding wat ek wil sê is, ons gaan vandag 'n klompie dinge oor die Bellaar-belydenis sê, wat ek vermoed 'n klomp Christene nog nooit van gehoor het nie, aan al die kante van die debatte. Byvoorbeeld, ek ken Christene in die VGK kerk, wat nou die United Reformed Church of South Africa is, wat vandag dinge gaan hoor wat ek baie seker is hulle nog nooit van geweet het nie. Aan die ander kant ook, Christene wat nog nooit die belydenis gelees het nie, so vir al die kante wil ek uitnooi om vandag te luister. En my hoop is, aan die einde van vandag, dat jy ook soos ek by die punt sal kom dat jy met integriteit en oortuiging kan sê dat ek kan nie met 'n skoon gewete die belydenis van Bellaar vandag aanvaar nie, op grond van wat ek vandag miskien vir die eerste keer ook vir jou gaan deel. Dinge wat die afgelope klomp jare met Bellaar gebeur het. Die volgende punt is, ons het so 'n bietjie van 'n familiekonneksie in die sending. My ma se broer, Dominee Johannes Kelber. Hy was 'n NG Kerk in Afrika sendingpredikant van 1966 tot die jaar 2020. En hy het in Stellenbosch studeer. Hy was een van 2 Afrikaanse predikante wat 'n roeping gehad het vir die sendingkerk, en hy het sy lewe gegee vir die Tswana mense, en ek kon met sy vrou praat, met van sy kinders ook, om bietjie meer verdere detail te kry. Ons as boeties het 1 of 2 keer gaan kuier by hom toe hy gaan preek het. Dit was kosbare ervarings. So hy het die hele proses deurleef van die NG Kerk in Afrika en toe die Verenigde Kerk, en ek het sulke wonderlike verhale wat ek kan onthou van hom, wat die evangelie verkondig het. So daar is 'n familiekonneksie ook, en 'n liefde vir die sending, wat ek gedag het, is belangrik dat ek dit ook vir julle net sê. Dan die laaste kwalifikasie, wat ek met julle wil deel is, een van die boeke wat ons gepubliseer het, dink ek gaan baie relevant wees en jou kan help as Christen, as jy ook 'n klomp nuwe dinge vandag gaan hoor, en jy weet nie wat om van alles te dink nie. Ons eerste konferensie het ons hierdie boek gepubliseer van professor B.B. Keet. Hy is tans uitdruk, maar ons is in die proses om nou 'n nuwe opgawe in Afrikaans te laat druk. So, as jy belangstel, kontak ons en sit jou naam op 'n lys, dat ons jou kan laat weet wanneer hy weer beskikbaar is. Nou, die rede hoekom ek dink hy gaan baie help, die boek is, Prof. B.B. Keet het by Bafink studeer, 1910 tot 1913, net na die Boereoorlog. Hy het teruggekom, en hy het onder Herman Bafink studeer, en hy het gehelp met die Afrikaanse Bybel. Hy het oorgeneem by D.F. Malan in Graafrenet, hy het toe proffie geword in Stellenbosch, maar baie belangrik, hy het opgestaan teen die Bybelse regverdiging van apartheid in 1955, en die boek is in Afrikaans en Engels vertaal gewees, maar selfs voor dit, in 1949 in die kerkbode, het B.B. Keet 'n hele reeks geskryf en die Bybelse regverdiging van apartheid vanuit die gereformeerde eksegese verwerp. En hierdie boek gaan jou help om te verstaan dat daar gereformeerdes in die gereformeerde hoofstroomkerk in Suid-Afrika was, wat vanuit die eksegese by skrifgesag gebly het. Hier's foto's in die binnekant, en jy weet waar hy studeer het, en 'n merkwaardige verhaal en getuienis. So as jy belangstel, sit jou naam op 'n lys, stuur vir ons 'n e-pos, en dan sal ons jou naam op 'n lysie hou, dat jy die boek vir jou kan kry, wanneer hy weer beskikbaar is. Nou goed, daar is 'n klompie net inleidende kwalifikasies wat ek vir julle moes maak vir hierdie hele gesprek. Nou goed, ek wil graag 5 dinge vandag met ons doen. Die eerste sal wees 'n inleiding en 'n oorsig van die Bellaar-belydenis, die agtergrond, die verskillende kerke. Vervolgens kan ons na 4 sake kyk in die Bellaar-belydenis en kyk hoe van Suid-Afrika se teoloë wat betrokke was by die opstel daarvan, hoe hulle dit vandag interpreteer, en ook die volgende generasie, hoe hulle
idees en konsepte in Bellaar vandag vir ander sake gebruik. Tweedens, kyk ons na versoening, ons gaan kyk hoe Alan Boesak dit vandag toepas op 'n radikale manier waar hy Andries van Aarde in die gesprek inbring. Dan gaan ons kyk derdens na diskriminasie en die geregtigheid van God wat vandag gebruik word by staatsuniversiteite vir die LGBTQ+ beweging. Dan kyk ons vierde na die armes en die rykes in die Bellaar belydenis. Ek gaan bietjie daar repliek oplewer. En dan laaste kyk ons na kerkeenheid en vrede waar vandag word daar gepraat van intergodsdienstige eredienste. Ons gaan bietjie kyk hoe dit alles vandag 'n rol speel in die Bellaar belydenis. Nou goed, kom ons gaan dan vervolgens na 'n inleiding. En kom ons begin as agtergrond met hierdie kyk net program en ons speel net so 'n gleufie om vir jou 'n idee te gee wat was hulle agenda met die Bellaar belydenis. Kom ons kyk na 'n stukkie. Die belydenis van Bellaar, is dit vandag nog relevant? Dis uiters relevant. As jy kyk waaroor die belydenis van Bellaar gaan, oor die eenheid, die aanvaarding van mense, al verskil hulle van standpunte, omdat hulle een is in Christus, Jesus se gebed, Johannes 17. Tweedens, versoening. Al verskil ek van standpunt van jou, kan ek regtig die pad saam met jou loop. En die klem wat die belydenis van Bellaar daarop lê, dat ons mekaar nie mag loslaat nie, dat ons aan mekaar gegee is as 'n geskenk, om verryk te word deur die verskeidenheid. En dan die derde deel van die belydenis van Bellaar oor geregtigheid. Is daar op die oomblik 'n meer aktuele gesprek in ons land nodig en in die wêreld oor geregtigheid? Waar is God in 'n wêreld vol geweld en onreg? Waar is God wanneer mense ly? Dis die woorde waaroor die belydenis van Bellaar gaan. Jy kan nie op die kansel gaan staan en preek dat die kerk het gesê die Bybel sê apartheid is verkeerd en ons as kinders van die Here moet teen hierdie onreg moet ons opstaan. Dan kan jy dit nie sê op Sondag en op Maandag as die kinders vir jou sê kom ons het 'n march, ons protesteer teen apartheid, dan sê jy nie maar ek kan nie want ek is 'n dominee. Daai is die soort van teenstrydighede wat nie volhoubaar is nie. Goed, so daar sien julle, dit gaan oor apartheid en daar het dominee Jan Libbe gepraat oor eenheid, versoening, geregtigheid. Dit is integraal met die Bellaar belydenis. Dit is natuurlik baie populêre woorde ook in vandag in die media en daar sien julle ook vir Dr. Alan Boesak wat een van die opstellers was van die Bellaar belydenis onder andere. Nou goed, laat ek net so 'n bietjie agtergrond vir jou en my gee, net om die groot raamwerk te sien waar binne alles inpas. Die NG Kerk, kom ons kyk net gou so 'n bietjie die oorsig. Die NG Kerk vestig in Suid-Afrika min of meer in 1652. Die NG Sendingkerk of die sogenaamde Bruin Kerk 1881. Dan die NG Kerk in Afrika, die sogenaamde Swart NG Kerk 1963. Dan die Reformed Church in Africa, dis die Indiër NG Kerk in 1968. En dan in 1994 het die NG Sendingkerk en die NG Kerk in Afrika saamgesmeld om die VGK in Suid-Afrika te vorm, die Verenigde Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika in 94 en hulle het die Bellaar belydenis aanvaar as deel van hulle belydenis. Die ander belydenisskrifte is die Nederlandse geloofsbelydenis, die Dordtse leerreëls en die Heidelbergse katekismes. So die VGK het die belydenis van Bellaar aangeneem as hulle nuwe belydenis. Nou, wat ek wil doen is, ek wil vir jou so 'n bietjie meer vleis om die been gee van die verskillende ontwikkelinge oor die Bellaar belydenis. Hier het ek hom in my hand. Hy's net 2 bladsye lank. Baie Bybelverse hierin. En soos julle kan sien, gaan ons so 'n bietjie later, as ons kom by hierdie ander dele, versoening, diskriminasie, arm en ryk kerkeenheid, gaan ek so infokus op 'n paar van hierdie sake wat ek dan gaan toelig met voorbeelde vandag. Maar kom ons kyk net eers gou net na 'n bietjie meer agtergrond oor die Bellaar belydenis. En ek gebruik professor Mary Ann Plaatjies van Huffel se navorsing. Sy was by Stellenbosch 'n bekende professor in die VGK gewees, groot feminis ook gewees vir vroueregte, inklusiwiteit. En in hierdie artikel gee sy 'n bietjie agtergrond oor die ontwikkeling van die Bellaar belydenis. Nou goed. Kom ons kyk eers, wie was betrokke by die opstel van die Bellaar belydenis? Dit was Dr. Alan Boesak, dominee Isaac Menter, en dan 3 dosente van die Universiteit van Wes-Kaapland, professor Dirkie Smit,
Hy het die hoofrol gespeel binne in die Bellaar belydenis, dan professor Jaap Durant en dan Gustav Bam. En die Bellaar belydenis is dan aangeneem by die algemene synode van die NG Sendingkerk, voordat hulle nou met die VGK geword het, in 1986. En toe die NG Sendingkerk en die NG Kerk in Afrika saamgesmelt het hulle onder andere die volgende gesê oor die Bellaar belydenis, aanhaling uit hulle synode verslag van 2008. The United Reformed Church of South Africa's proposition is that the Bellaar Confession should be a full confession of the envisioned United Church and that everyone will work together to help the church to grow to a full acceptance of the confession. So, hierdie is ononderhandelbaar vir die VGK. Die Bellaar belydenis is noodsaaklik vir kerkeenheid met die NG Kerk en die Indeer Kerk, anders kan daar nie kerkeenheid wees nie. Nou, wat baie interessant is, wat gebeur het is, min mense besef dit, of julle het so vermoede baie keer, maar julle het nie gaan kyk daarna nie, ek moes dit gaan navors het. Die Bellaar belydenis het kerkskeuring gebring in die VGK. Wat gebeur het is, die VGK het hof toegegaan, omdat daar in die Vrystaat en Noord-Kaap van die NG Kerk in Afrika kerke was, wat nie die Bellaar belydenis wou aanvaar nie, en wat nie gelukkig was met hoe die kerkorde geskryf was en hoe daar gestem was nie. Wat gebeur het is, die hof het toe uitspraak gelewer en gesê dat die NG Kerk in Afrika, in die Vrystaat en die Noord-Kaap, mag aangaan as 'n onafhanklike kerk. Hulle hoef nie die Bellaar belydenis te aanvaar nie. Hoekom? Omdat toe die synode gestem het, het hulle nie die regte kerkordelike prosedures gevolg nie. Hulle moes volgens hulle kerkorde 2/3 van elke gemeente en ring moes gestem het en die synode vir 'n nuwe belydenis. En daar was nie 2/3 wat daarvoor gestem het nie, en nog steeds is die besluit toegeneem. So wat gebeur het was, meer as 100 gemeentes het besluit hulle kan nie deel wees van die VGK nie, en die Bellaar belydenis was integraal deel van daardie, wat jy kan noem, kerkverdeling of 'n kerkskeuring wat gebeur het. Die VGK kom by mekaar, kerkeenheid, versoening, en dis 'n groep wat sê, ons kan nie saam met julle die Bellaar belydenis onderteken nie. Dis baie belangrik om dit vir mekaar te sê. En ek dink al klaar wil ek vir jou die vraag nou al vra. Gaan ons daardie swart broers in die Vrystaat aankla van rasisme? Ek dink dit is onbillik om dit te doen. Hulle wou nie die Bellaar belydenis aanvaar nie, en dit het nie gegaan omdat daar nou 'n rasisme tussen hulle en die VGK mense was nie. Goed, die volgende ding wat baie interessant was, is die Reformed Church in Africa, die Indeer Kerk. Nou, wat besonder interessant is in hierdie verslag wat professor Van Huffel vir ons gee is dat daar besorgdhede was by die Reformed Church in Africa, dat hulle wil ook nie die belydenis sommer net aanvaar het nie. Hoor hierdie stukkie wat het gebeur by hulle 1990 synode, ek haal vir jou aan. The Reformed Church Synod 1990 declared that it could identify with the content of Bellaar Confession, but could not accept it as a confession on the same level as the standards of unity. Dis nou na Heidelbergse Katekismus, Dordtse Leerreëls en die Nederlandse geloofsbelijdenis. Hoekom? Hoor nou, dit is baie belangrik, hierdie kwalifikasie wat hulle gegee het. Because the social issues to which the Bellaar Confession refers are subject to constant change. Vriende, ek kan nie vir julle sê hoe belangrik is hierdie woorde nie. Ons gaan dit nou sien. Wat het gebeur? Ons gaan sien dat Bellaar is nou gebruik vir ander sosio-politieke sake wat nou, glo ek, 'n radikale wegbeweeg van die ware evangelie tot gevolg gehad het. En daardie besorgdheid kry jy reeds in 1990 by hierdie synode van die RCA. Nou, hulle is nog nie een met die VGK vandag nie.
Hulle het later gesê dat die Bellaar belydenis kan deel wees van 'n nuwe kerkverband, maar hulle is nog vandag nog nie deel van die VGK nie. Kom ons gaan vinnig na die NG Kerk toe, nou, wat baie interessant is, as julle nou dink aan hierdie hofsaak wat daar was, wat die VGK hof toe gegaan het, en die regter wat gesê het, daar moes kerkordelike proses gevolg het, dat elke gemeente ring en synode moes met 'n 2/3 meerderheid gestem het, om die belydenis te verander, of 'n nuwe belydenis grondslag te gee. Wat het by die NG Kerk gebeur? Wie van julle kan dit toch onthou? Hier tussen 2011, 12, 13, het die algemene synode, het hulle 'n nasionale projek gehad, hulle wou elke gemeente en synode streek bereik en die Bellaar belydenis goedkeur. En toe is daar uiteindelik mos gestem, streeksynodes, en wat gebeur het is, daar het net 3 van die 10 synodes 'n 2/3 meerderheid vir die Bellaar belydenis gekry. In totaal het 32,5% kerkrade gestem vir Bellaar en 67,5% daarteen. Artikel 1 van die kerkorde moes verander word, dat die ekumeniese belydenisskrifte moes verbreed word om Bellaar by te voeg. So, dit moes verander word en daar was 'n baie sterk stem daarteen. Nou, kom ons gaan net na wat is die nerf, wat was die groot emosie of die kontroversie in die Bellaar belydenis wat by die NG Kerk 'n baie groot rol gespeel het. En ek wil vir jou 'n stukkie gee van Prof Willie Jonker. Nou, Prof Willie Jonker, julle is in hierdie hele gesprek ongelooflik belangrik vir 'n klompie redes. Ons het ook in ons BBK boek verwys ons deurlopend na Willie Jonker. Onthou nou, Willie Jonker in Nederland gaan studeer. Dis Bavink se wêreld. Dit is gereformeerde Calviniste wat ook opgestaan het teen rasisme, wat gereformeerd was, wat teruggaan na Calvin. Willie Jonker het studeer in Nederland. Hy het gewaarsku teen die liberale teologie. Hy kom terug Suid-Afrika toe. Hy het reeds toe hy in die Suid-Transvaal Synode aktuarius word, het hy in 1962 die verwysing na blanke Afrikaners uit die kerkorde gaan uithaal. Toe al reeds, 1962, en hy skrywe van sekere moontlike gevare in die Bellaar belydenis. Nou, die belangrike groot kontroversie in Bellaar is die stelling dat God in besondere wyse die God van die armes is. En daardie frase in deel 4, ons gaan nou daarby kom. Die gevaar daarvan is dat dit word 'n bevrydingsteologie. En wat is die probleem met 'n bevrydingsteologie? Ons het al programme hieroor gemaak. Dis 'n genetief teologie waar jy 'n politieke sosiale saak vat en jy word 'n aktivis daarvoor. En jy vat daai lens en dis soos 'n sif wat jy die hele skrif mee op 'n selektiewe manier lees en dan kan jy die skrif manipuleer. So nie die volle evangelie nie. Jy kan 'n selektiewe evangelie vat om jou aktivisme in die Bybel in te lees en daai verskraalde evangelie dan te vat en dit dan verabsoluteer en onverbiddelik afdruk op die gemeenskap in verskillende klasse groepe. So jy sien die gevaar van 'n bevrydingsteologie. Jy kan verskillende soorte bevrydingsteologie hê. Die besorgdheid was, hier is 'n bevrydingsteologie en dat hier is gevaarligte wat brand. Nou, kom ek lees net vir jou 'n paar sinnetjies van Prof Willie Jonker, wat hy geskryf het. Hierdie was 'n verslag wat in 1988 deur die ASK van die Algemene Synode toe opgeneem is, wat Prof Willie Jonker geskryf het. Hier staan byvoorbeeld: van die kant van die NG Sendingkerk is herhaaldelik verklaar dat dit nie die bedoeling is om met hierdie woorde van God is aan die kant van die armes, die teologie van bevryding te aanvaar, deur byvoorbeeld ongekwalifiseerd te bely dat God aan die kant van die armes is nie. Maar nou sê hy bietjie laer af, dit moet erken word, Prof Willie Jonker sê dit nou, dat verbindingslyne met die teologie van bevryding hier wel moontlik sou kon wees. En nou gaan hy selfs verder. Dit is alles in artikel 4 waarby ons nou gaan kom. Dan word daar ook gepraat in artikel 4 van enige ideologie moet verwerp word wat vorme van onreg legitimeer en 'n stryd is met die evangelie. En dan waarsku Prof Willie Jonker hier dat ons baie versigtig moet wees dat hier nie
'n marxistiese ideologie in die kerk gaan inkom nie. En nou sê hy, wat is die gevaar daarvan? Hy sê, so 'n ideologie sal aan die Bybelse boodskap van versoening geweld aandoen. Vriende, die marxisme, die klassestryd, as jy dit vandag wil verstaan by die universiteite, dan moet jy kyk na hierdie intersectionality sirkel met hierdie ringe. Het jy hom al gesien? In die middel wys hulle mag en dan al hierdie verskillende lae van gemarginaliseerdes en bevoorregtes. Dit is bevrydingsteologie. Dit is die marxisme wat in gender en in seksualiteit en in ras in die kerk ingebring is. En dit, vriende, glo ek, is presies waarteen Prof Willie Jonker gewaarsku het. En dan sê hy nou 'n bietjie hier laer af, ons moet nou gesprek voer met die NG Sendingkerk, die VGK ouens, om te hoor, ons wil net seker maak, dit is nie die marxisme wat julle ingebring het nie. En dan sê hy later, nie, hulle het die versekering gegee dat dit nie die geval is nie. Maar, die belangrike punt was, ons het reeds toe gesien, dat dit toe uiteindelik 'n beduidende rol gespeel het binne in die Bellaar-belydenis. Ons gaan nou net daarby kom. Prof Willie Jonker is nie meer vandag hier nie, maar hy het gewaarsku, en hy het half die indruk gewek dat hulle het vir hom die versekering gegee, maar dit is nie bevrydingsteologie nie, en op grond daarvan kan ons dit nou maar aanvaar. Maar dit was alles gebou op hulle woord, dat dit nie hierdie marxisme is nie. En nou is die vraag, kan ons nou sien, dit het uiteindelik presies dit geword vandag. So daar's 'n oorsig van die NG Kerk familie en die intriges rondom die Bellaar-belydenis. Die belydenis van Bellaar, is dit vandag nog relevant? Dit is uiters relevant. As jy kyk waaroor die belydenis van Bellaar gaan, oor die eenheid. Nou goed, so wat ek wil doen nou in die volgende gedeelte is, ons gaan kyk na versoening, diskriminasie en die geregtigheid van God, die armes en die rykes en dan kerkeenheid. En ek kan nou reeds al vir jou sê dat jy gaan nou sien hoe dat hierdie bevrydingslens of 'n marxistiese klassestryd, 'n verskraalde evangelie, met 'n sosiale politieke agenda nou 'n realiteit geword het in die manier hoe Bellaar vandag gebruik word. En die belangrike opmerking is dit is nie net dat dit die volgende generasie is wat dit doen nie, maar dat van die skrywers self, veral Dr. Ellen Boesak, dat hy nou hierdie bevrydingslens gaan projekteer, nie net op Bellaar nie, maar op die hele skrif. En ons begin met die versoening in Christus. En as jy die Bellaar-belydenis lees, hier is, ek het getel, ek het 46 skrifgedeeltes gekry. So alles kom uit die Bybel, maar hoe is dit selektief gekies en wat is uitgesluit? En dit gaan nou belangrik word by die versoening in Christus. Kom ons kyk net na die versoening nou, wat ek gaan illustreer wat Dr. Ellen Boesak nou met die versoening gemaak het. Ek gee vir jou 'n paar frases eers uit die Bellaar-belydenis. Ons glo dat die versoeningswerk van Christus sigbaar word in die kerk as geloofsgemeenskap van diegene wat met God en onderling met mekaar versoen is. Bietjie laer af, die versoening in Christus. Bietjie laer af, ware geloof in Jesus Christus. Bietjie laer af, gelowiges wat dieselfde belydenis het. So, hier word geargumenteer dat Bellaar staan by die belydenisskrifte wat hom vooraf gaan. Dieselfde belydenis, dieselfde geloof in Jesus Christus. Nog 'n bietjie laer af, by nommer 3. Ons glo dat God aan sy kerk die boodskap van versoening in en deur Jesus Christus toevertrou het. Bietjie laer af, die versoening in Christus. En dan sluit die hele belydenis by punt 5 af met Jesus is die Heer. Alles wat ek nou vir ons gelees het, kom uit die skrif oor die versoening van Christus. Nou, kom ek wys vir jou, wat gebeur nou met die versoening in Christus, die redding wat Christus vir ons bewerk het, in die werk van Dr. Ellen Boesak. Nou, wanneer 'n teoloog aftree,
dan gewoonlik word daar 'n huldigingsbundel, in Duits noem hulle dit 'n vetschrift gemaak, waar 'n klomp teoloë saam skrywe. En toe professor Andries van Aarde, wat my professor by Tikkies was, toe hy afgetree het, hier is een van sy beroemde boeke, Fatherless in Galilee, toe het hulle 'n klomp teoloë genooi, en Ellen Boesak was een van die teoloë wat deelgeneem het aan hierdie spesiale uitgawe vir professor Andries van Aarde. En hy skryf 'n hoofstuk, en ook in hierdie boek van Dr. Ellen Boesak, waar hy 'n hele hoofstuk skrywe oor professor Andries van Aarde se boek Fatherless in Galilee. En wat hy dan doen is, dan verbind hy prof Andries van Aarde se historiese Jesus met die bevrydingsstryd, die swart teologie, soos Ellen Boesak dit beskryf, en dan is daar 'n dialoog, en dan is hy baie opgewonde oor professor van Aarde se vaderlose Jesus, en dan word daar 'n tipe van 'n kruisbestuiving wat plaasvind tussen sy vaderlose Jesus en die swart teologie en die bevrydingsteologie wat hy wil verder vat. Nou kom ek illustreer dit net eers vir jou, en dan gaan ek vir jou meer vertel hoe lyk prof van Aarde se vaderlose Jesus. In die hoofstuk, hier in die huldigingsbundel, sê hy byvoorbeeld hier, Prof. Andries van Aarde's central thesis resonates strongly with the Jesus of Black liberation theology. Bietjie laer af, Prof. van Aarde's captivating picture of Jesus shows how much the theme of fatherlessness shapes this picture and how close he comes to Black theology's Black Messiah. So, Prof. Andries van Aarde vertel in hierdie boek dat hy 'n slegte verhouding met sy eie pa gehad, en toe het hy begin om die evangelies te lees met 'n bril van 'n vaderlose. En toe het hy sy eie Jesus gaan konstrueer wat vaderloos is. Josef is 'n latere legende wat bygevoeg is. Jesus is moontlik buiteegtelik gebore. Jesus was aan die kant van die gemarginaliseerdes. Jesus het gefantaseer oor 'n vaderfiguur, en toe het God sy vader geword. Jesus, gaan nou 'n stukkie lees, het nie gesterwe aan die kruis om die oordeel van God te dra nie. Jesus het nie letterlik uit die graf opgestaan nie, maar Jesus is aan die kant van die gemarginaliseerdes. Jesus het ook nie die kerk begin nie. So, alles wat ek nou net vir jou gesê het, is die agtergrond waarteen Dr. Ellen Boesak dan nou hierdie koneksies by mekaar bring. En nou is die vraag, wat gebeur met die versoening in Christus, wanneer ons so 'n Jesus konstrueer? Kom ek lees vir jou hoe die versoening werk in Prof. van Aarde se boek, die kruis en die opstanding in die kerk. Ek lees vir jou op bladsy 184. Jesus never conceived the church or intended to establish the church. The church is not a product of Jesus' will, intention or action. The Jerusalem faction, hy sal praat van daar's verskillende faksies in die kerk gewees, en die Jerusalem faksie het nou gewen. The Jerusalem faction searched the scriptures and found evidence that Jesus was adopted by God to be Israel's Messiah. From this messianic outlook, the Jerusalem faction apparently started a process of institutionalizing Jesus' last meal with close followers as a table fellowship, symbolizing their participation in God's spiritual kingdom. So hierdie Jerusalem faksie het dit uitgedink. Hulle het in die Ou Testament tekste gaan, bewystekste gaan vind, en toe het hulle nou hierso die nagmaal van Jesus, Jesus wat sterf, en die oordeel van God dra vir ons, die lam wat sterf. Dit is basies uitgedink deur die Jerusalem faksie. En dan op die volgende bladsy, the establishment of the church is not to be traced back to a foundational event in the life of the historical Jesus. After Jesus' brutally maltreated body had not been laid in a family tomb, Jesus arose in the kerygma. In other words, Jesus lived on through the retelling of his cause. Vriende, in hierdie boek het Jesus nie letterlik uit die graf opgestaan nie. Jesus het nie aan die kruis die oordeel van die heilige God gedra in ons plek nie. En
Jesus is 'n sosiale revolusionêre mens, wat aan die kant van die gemarginaliseerdes was. Julle kry die idee, sopkombuise, sosiale geregtigheid, maar nie gesterf vir ons sondes nie. Jesus het ook nie die kerk begin nie. Teen daai agtergrond lees ek weer vir jou die aanhalingkie van wat Prof. Ellen Boesak skryf oor Van Aarde se Jesus. Van Aarde's captivating picture of Jesus shows how much the theme of fatherlessness shapes this picture and how close he comes to black theology's black Messiah. En dan in hierdie boek vat hy dit so saam, ek lees so 2-3 grepe. Throughout this book, dis nou die hoofstuk oor Andries van Aarde se Fatherless in Galilee en black theology van Prof. Ellen Boesak. Hy sê, throughout this book, the issue of where Christ stands as formulated by the Bellar Confession has been a fundamental one. So Bellar is integraal deel van hierdie hele bespreking. Andries van Aarde's Fatherless Jesus will help open up unexplored possibilities for a different discourse with liberation theologies and with black liberation theology in particular. En dan hier by die laaste paragraaf. It is perhaps fitting that the fatherless Jesus and the black Messiah should meet in the streets of struggle and hope, of reversal and renaming, reclaiming and repossessing in impoverished townships in South Africa. Goed, nou wil ek gou saamvat hierdie deel oor die versoening. En ek wil vir jou weer lees van die Bellar belydenis en dan wil ek hê jy moet iets opmerk. Ons glo dat die versoeningswerk van Christus sigbaar word in die kerk as geloofsgemeenskap van diegene wat met God en onderling met mekaar versoen is. Laar af die versoening in Christus, ware geloof in Jesus Christus. Laar af ons glo dieselfde belydenis, bietjie laar af die versoening in en deur Jesus Christus. Nou wil ek vir jou lees wat ontbreek oor die versoening in Bellar en wat ons nou in Andries van Aarde se werk kon sien en waar Prof. Ellen Boesak daarby aansluit. Wat ontbreek? Kom ek lees vir jou. Ek lees vir jou die versoeningswerk van Christus in die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 21. Hoor hierdie woorde. Jesus Christus het homself in ons naam voor sy Vader gestel om sy toorn met volledige betaling te stil deur homself aan die kruishout te offer en sy kosbare bloed tot afwassing van ons sondes uit te stort, soos die profete dit voorspel het. Want daar staan geskrywe dat die straf wat vir ons die vrede aanbring op die Seun van God was en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, dat hy soos 'n lam na die slagplek gelei en by die misdadigers gereken is. Bietjie laer af. Hy het na liggaam en siel as regverdige vir onregverdiges gelei. Hy het die verskriklike straf wat ons sondes verdien ervaar, sodat sy sweet soos bloeddruppels geword het wat op die grond val. En hy het uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Dit het hy alles gelei, ter wille van die vergewing van ons sondes. Vervolgens gaan ons na geregtigheid en ook diskriminasie. En kom ons lees net eers 'n paar stukkies uit die Bellar belydenis oor geregtigheid. Hier staan byvoorbeeld, ons moet saam met mekaar lei vir geregtigheid. Bietjie laer af hier by nommer 3, geregtigheid. By nommer 4, ons glo dat God homself geopenbaar het as die een wat geregtigheid onder mense wil bring teen onreg. Bietjie laer af, ons moet stry teen enige vorm van ongeregtigheid. Weer die woord geregtigheid. Dat die kerk as eiendom van God moet staan waar hy staan, naamlik teen die ongeregtigheid. Bietjie laer af, daarom verwerp ons enige ideologie wat vorme van verontregting, dis ook weer ongeregtigheid, legitimeer en enige leer wat nie bereid is om vanuit die evangelie so 'n ideologie
te weerstaan nie. Vriende, dit gaan oor geregtigheid, die geregtigheid van God, wat is onreg, en in die konteks hier was dit natuurlik nou rasisme, apartheid gewees. En nou is die vraag, wat ons terugvat eintlik na die NDR Kerk van die NG Kerk, wat bekommerd was, en nie die belydenis van Bellaar wou aanvaar as 'n belydenis skrif in 1990 nie. Hoor wat het hulle gesê? The social issues to which the Bellaar Confession refers are subject to constant change. So vriende, kan 'n mens die geregtigheid vat wat in die Bellaar belydenis is, waar dit gegaan het oor rasisme, en nou gaan ons dit verander om 'n ander sosiale politieke saak te word, en kan dit nou onskriftuurlik word, waar ons die geregtigheid van God gaan omkeer, en die ongeregtigheid waarteen God sy oordeel uitgiet, dat ons dit gaan omdraai om presies die teenoorgestelde vandag te beteken as wat dit veronderstel is om te wees. En dis wat ek nou vir jou wil demonstreer, wat ek glo wat gebeur het. Die geregtigheid van God, die heiligheid van God, soos wat die skrif in die Ou en Nuwe Testament dit leer, glo ek, is radikaal verander in die kerk. En net om vir jou te illustreer dat hierdie is nie sommer net 'n etiese saak, waaroor gister nou kan verskil nie. Het jy geweet die belydenis skrifte hanteer die huwelik as 'n belydenis saak? Dis 'n belydenis saak. Kom ek lees vir jou dit in die Heidelbergse Katekismus, Sondag 41, vraag 108. Wat leer die 7de gebod ons? Antwoord: alle onkuisheid. Die Griekse woord natuurlik is porneia, en porneia is die woord vir enige seksuele verhoudings buite die huwelik tussen 'n man en vrou. Alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hardgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. En dan 'n klomp verwysings, Levitikus 18, waar dit ons ook oor homoseksualiteit gaan, in 'n paar tekste, 1 Korintiërs 7, en dan vraag 109, verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie? Antwoord: omdat beide ons liggaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons albei rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. En dan die verwysing na Efesiërs 5, 1 Korintiërs 6 en so voort. Vriende, die ongeregtigheid van apartheid, absoluut. Die ongeregtigheid van egbrekers, mense wat nie die huwelik hou nie, dieselfde God wat opstaan teen die ongeregtigheid van rasisme, is dieselfde heilige God wat sê die huwelik moet eerbaar gehou word, en God se oordeel, die geregtigheid van God, oordeel waar dit nie meer in die kerk eerbiedig word nie. Nou, kom ek gee vir jou voorbeelde, waar dit vir 'n mens lyk, dat Bellaar gebruik word nou, vir selfde geslagverhoudings, vir homoseksuele verhoudings, en waar die geregtigheid van Bellaar nou gebruik word om te sê God aanvaar homoseksuele verhoudings in die kerk, en dat die geregtigheid van God nou vereis dat ons dit nou moet omdraai en dit nou in die kerk aanvaar. Kom ons luister na 'n paar voorbeelde. Ek gaan vir julle Dr. Ellen Boesak 'n stuk gee, dan gaan ek vir julle 'n stukkie gee van Dr. Nadia Maree van Stellenbosch, en dan ook 'n stukkie van professor Dirkie Smit, wat vir baie jare het dit gelyk asof hy nie standpunt hieroor wil inneem nie, en hy probeer genuanceerd hieroor praat, maar ek het 'n onderhoud gekry waar hy in Durbanville gemeente gepraat het, wat ek vir jou daai 3 voorbeelde gaan gee van hoe dit gedoen word vandag. Kom ons luister. Eerste na professor Ellen Boesak, wat 'n voordrag gegee het hier in Suid-Afrika 'n paar jaar gelede. Kom ons luister. With regards to gays and lesbians and bisexual, transsexual, queer and intersexual persons, as it is with the oppression and marginalization of women, the challenge is the same.
In their struggle for the recognition of their rights to full humanity, the church must also learn to, as Belhar says, to stand where God stands. To witness and strive against, and this is what Belhar also says, any form of injustice. This is important. Belhar does not just say injustice and it leaves it there. It says any form of injustice, any form of oppression, so that the members of the church, of the body of Christ, for them too, as LGBTQI persons, justice may roll down like waters and righteousness like an ever-flowing stream. Kom ons kyk net gou by Belhar hierso, waar dit nou hierdie stukkie sê waarvan hy praat. Ons moet stryd teen enige vorm van ongeregtigheid. Maar vriende, Romeine 1, kom ons lees net gou Romeine 1 praat van die ongeregtigheid en die oordeel van God. Romeine 1 vers 18, want die toorn van God word van die hemel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Kan julle sien wat nou hier gebeur? God se geregtigheid word nou omgedraai. En Belhar word daarvoor nou gebruik deur Dr. Boesak. Kom ons luister vervolgens na nog 'n voorbeeld en dit is Dr. Nadia Maree. Sy is van Stellenbosch en sy het ook een van die persone gewees wat die kerk hof toe gevat het oor homoseksuele verhoudinge 'n paar jaar gelede. Kom ons luister wat sy sê in 'n onderhoud wat ook op Kyknet was. Ek dink daar's veral 3 kwessies of sake wat ons saam moet hanteer en waaroor ons baie duidelik standpunt moet inneem. En dit is rondom ras, gender en seksuele oriëntasie. Die 3 hang saam binne die kerk. En die besluit wat ons moet neem in terme van standpuntinname is of ons aan die kant van menswaardigheid staan en of ons hoegenaamd enige ruimte wil skep vir diskriminasie. Ek kan nie insien hoe ons met geloofwaardigheid enige ruimte kan skep vir enige vorm van diskriminasie nie. My hoop is dat daar baie mense is wat sterk voel hieroor, ook by synode sittings, en wat vir my ook energie gee, waarna Andrei vroeër verwys het, maar dat ons ook onder andere, ek dink iets soos die Belhar belydenis, 'n soort rigting, teologiese pad vir ons uitwys, en eintlik 'n wonderlike geskenk is vir ons, om te ontvang in die NG Kerk ook. Vriende, so hier word gesê dat die Belhar belydenis is nou vir ons 'n pad, is nou 'n wonderlike dokument wat ons gaan help om selfde geslagverhoudings in die kerk in te bring. Kan julle sien hoe dat die geregtigheid van die Belhar belydenis nou 'n nuwe betekenis kry en dit bevestig wat die RCA gesê het in 1990, is dit nie so nie? Waar die sosiale saak wat in Belhar gebruik was, kan die heeltyd verander, en nou is dit die LGBTQ+ beweging. Vriende, is dit nie skokkend nie, dat hierdie wys vir ons nou die gevare, glo ek, wanneer jy 'n bevrydingslens opsit, en is dit nie ook waarteen Prof Willie Jonker gewaarsku het nie? Ons gaan nou gaan ek 'n stukkie van hom lees oor die huwelik en homoseksualiteit. Nou, Prof Dirkie Smit, wat die grootste deel van die Belhar belydenis geskryf het, ek het regtig gaan soek, en dit was baie moeilik om iets te kry wat hy oor homoseksuele verhoudings sê, maar uiteindelik het ek toe 'n voordrag gekry wat hy hier naby ons in Durbanville, NG Kerk, gegee het, en die rede hoekom ek dink dit belangrik is in daai voordrag wat hy gegee het hy nou gesê, hy wil nou nie praat oor selfde geslagverhoudinge nie, hy wil 'n etiese raamwerk gee, maar dan het hy tog deur die praatjie 'n paar dinge gesê wat hom duidelik geplaas het aan die kant van die mense wat dit in die kerk wil akkommodeer. En dan wil ek hê jy moet luister, hoe hy aan die einde, is daar 2 baie belangrike vrae wat mense uit die gehoor vir hom vra. Die een is 'n homoseksuele persoon wat hom 'n vraag vra, en die ander een was iemand wat gepraat het van hoe kan ons by een waarheid kom oor selfde geslag verhoudinge. Ek wil hê dat jy ons daarna moet luister, en ek wil hê jy moet die heeltyd in jou agterkop hou
dat professor Dirkie Smit was die hoofopsteller van die Bellaar belydenis. Kom ons luister. Eerste, waar daar 'n homoseksuele persoon uit die gehoor vir hom 'n vraag vra oor die ewige lewe. Hy het gepraat in die praatjie oor die ryk jong man en hy moes alles gaan verkoop omdat dit sy God was. En dan vra hierdie persoon vir hom oor die ewige lewe en of hy as dan 'n homoseksuele man dan nou nie die ewige lewe gaan hê nie. Kom ons luister na 'n uittreksel daarvan en dan sal ek ook 'n bietjie repliek daarop vir ons gee. Kom ons luister. Ek het vroeër gepraat van waar die ryk jong man vir Jesus vra, hoe kan ek ewige lewe kry, eternal life. En dis iets wat ek die afgelope tyd nalees en kyk na Griekse en Hebreëse tekste. Ek sal graag eerstens wil hoor, wat is u opinie, wat is eternal life eintlik? En tweedens miskien vir die ander mense wil uitnooi en die sprekers om in die toekoms dit in te bring, want as 'n homoseksuele man gaan ek nie eternal life hê nie. Kan jy nie? Gaan ek nie eternal life hê nie. Ek gaan nie ewige lewe hê nie volgens sekere sienings. So ek sal graag wil weet wat is u konsep of verstaaning van ewige lewe en dan die mense wat verder praat, miskien hulle uitnooi om miskien aan daai aspek te raak. Dis 'n wonderlike opmerking. 'n wonderlike opmerking daar. Die vraag is nie of ander mense dink jy gaan nie ewige lewe of nie. Obviously, dit is wat die evangelie jou van verseker en ons almal van verseker en dit is redelik duidelik en helder. Absolute onreg en absolute onmenslikheid dat dit in ons wêreld so toegaan en daarom moet ons teen al hierdie vorme van onreg en ook teen diskriminasie en teen verwerping en uitsluiting van enige vorm werk en reageer. Ek dink jy sal dit baie goed weet, ek sien dit op jou gesig, dat jou eie blydskap kan nie afhanklik wees van die mate waarin ander mense gehoor gee en ag gee nie. Jy het 'n blydskap ten spyte van en 'n blydskap wat dit te bowe gaan en dit geld ook weer eens, dink ek, van Christene, van gelowiges, van mense in die algemeen, dat elkeen het hulle swaar kry, maar elkeen kom ook weer die swaarkry te bowe met 'n vorm van ewige lewe, vreugdevolle lewe, dankbare lewe, deur die genade van die Here. Nou goed, voordat ek reageer, net sê dat julle kan hierdie volledige praatjie gaan kyk. Hy is by Durbanville NG Kerk se webtuiste. Die klank was bietjie swak geweest, maar ek dink ons kon mooi hoor wat is die basiese antwoord wat Prof Dirkie Smit hier vir hierdie persoon gegee het. En terwyl hy dit sê, toe dink ek aan 1 Korintiërs hoofstuk 6, waar Paulus dan nou praat van wie is uitgesluit van die ewige lewe en die koninkryk van God. En tussen hakies, Paulus praat nie net van homoseksualiteit hier nie, hy praat van ander dinge ook, soos diewe, mense wat steel, die gierigaards, dis nou oor Bellaar, die rykes wat die armes verdruk en steel, hulle is uitgesluit van die ewige lewe, omdat hulle nie waarlik tot bekering gekom het nie. Dronkaards, ek sit hierso met 'n koerant van 'n VGK dominee wat geskort is oor dronkenskap in 'n gemeente. Kom ek lees vir jou wat hier staan. Oor die klag van drankmisbruik het die ring bevind dat hierdie predikant nie sy onskuld genoegsaam en oortuigend kon bewys nie. Hulle het gevolglik beslis sy optrede is onverenigbaar met die lewe en roeping van 'n leraar van die VGK SA en benadeel sy voorbeeld as geestelike leier. So hier was 'n leraar wat 'n drankprobleem het. En Paulus skryf hier in 1 Korintiërs 6, noem hy al hierdie sondes en dan sê hy dat almal wat so lewe, as dit jou lewenswandel is uitgesluit van die koninkryk van God. Maar dan kom die goeie nuus. Dan kom hierdie vrede wat ons kry by die Here. Hoor wat staan hier. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig. Vriende, die geregtigheid van God in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onsse God. Vriende, daar is vergifnis vir alle sondaars. Ook vir hulle wat met homoseksualiteit geworstel het. Kom ons luister net na die laaste stukkie waar aan die einde ook van hierdie program vra 'n persoon uit die gehoor
vir professor Dirkie Smit oor selfde geslag verhoudinge. En onthou nou, hierdie is net na die 2015 Algemene Sinode wat dit aanvaar het. En hier vra hy vir hom, maar ons moet tog, as die Heilige Gees ons lei, moet ons by een antwoord uitkom. En ek wil hê jy moet mooi luister. Wat is professor Smit se antwoord op hierdie vraagsteller? Kom ons luister. As ons almal die wil van die Here soek, dan behoort ons by dieselfde antwoord uit te kom. Is dit waar dat ons oor 'n moeilike antwoord soos hierdie, is daar een wil of is daar meer as een? Dit is 'n wonderlike opmerking. Ek wil dit nou nie ingewikkeld maak nie, maar dis 'n ingewikkelde vraag. Wat my betref is die antwoord, hoe sal ons ooit weet? Vriende, hoor julle daar professor Smit se standpunt? Hy sê dis 'n moeilike vraag en hoe sal ons ooit weet wat die wil van God is oor die huwelik, oor selfde geslagverhoudinge? Vriende, kan ek met respek antwoord met professor Willie Jonker? Ek wil vir jou lees uit sy kommentaar oor Romeine. Hy het hierdie bekende kommentaar op die boek Romeine, het prof Willie Jonker gedoen. En hy skryf oor Romeine 1, oor die geregtigheid van God en die oordeel van God oor homoseksuele verhoudinge. Ek wil vir jou 'n paar stukkies daaruit lees as afsluiting vir hierdie bespreking oor diskriminasie en geregtigheid. Hy sê hier oor Romeine 1 vanaf vers 18 af verder, ek wil so 'n paar paragrafies vir jou lees. God se toorn is sy heilige reaksie op die opstand teen en verwerping van sy wil. Die dinge wat oor die mens kom ten gevolge van hulle sonde, is nie maar toeval of noodlot nie, maar word deur God se hand van die hemel af oor hulle gebring. Al die goddeloosheid sien op al die forme van opstand teen en veragting van God, terwyl ongeregtigheid meer die vertrapping van die reg soos God dit ingestel het op die oog het. Hierdie oortreding kom daaruit voort dat die mens in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. En dan bietjie verder oor vers 26 en 27 sê professor Willie Jonker: terwyl al wat 'n wysgeer was in die tyd van Paulus geleer het, dat die goeie gelees in 'n lewe volgens die natuur, was dit juis die ellende van die heidene, dat hulle deur hulle sonde teen die natuur ingegaan het. Waar die liefde tot God nie bestaan nie, verword ook die onderlinge liefde tussen die mense. Paulus noem hier die homoseksualiteit by vroue en mans as uiterste voorbeeld van die verwording van die natuurlike medemenslikheid. Vriende, en dan wil ek net 'n laaste stukkie lees waar aan die einde van Romeine, waar Paulus alles saamvat. Dan praat hy oor dwaalleer in die kerk en mense wat die verdeeldheid in die kerk ingebring het. Paulus waarsku, laat ek net eers vir jou lees wat Paulus sê: ek druk julle dit op die hart, broers, pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange, en met al hulle mooi praatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense. Nou, wat sê prof Willie Jonker in sy kommentaar? Hy sê die tweedrag en aanstoot wat veroorsaak word, waarteen Paulus so skerp waarsku, hang saam met 'n aantasting van die gesonde leer. Daarom moet dit skerp afgewys word. Ook die verkondiging van die gesonde leer kan soms tweedrag en aanstoot veroorsaak. Wie die leer vermink, maak dat gemeentelede oor struikelblokke val en nie in die weg van die ware geloof volhard nie. En dan die woordjie vermy of bly weg van hulle beteken: verbreek die gemeenskap met hulle. Vriende, met respek kan ons sê, verbreek die gemeenskap
met die Bellaar belydenis as dit die geregtigheid van God vernietig, as dit kom by die kosbare huwelik en die versoening in Christus, dan breek ons met Bellaar ter wille van die eenheid met Christus. Vriende, vervolgens kom ons dan by die volgende punt, en dit gaan oor die armes en die rykes, en beroemd in Bellaar is natuurlik die frase dat God op 'n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die verontregte is, en dat hy sy kerk roep om hom hierin na te volg, dat hy aan verdruktes reg laat geskied en brood aan die hongeriges gee. So, die konteks was natuurlik rasisme, apartheid gewees, en in daai tyd was hierdie natuurlik 'n belangrike ding om te gesê het, ons het in die begin ook gepraat van hoe ons met liefde en respek moet optree. Dit is 'n gegewe, dit is so. Die vraag wat ons vandag wil vra is die armes outomaties gered? Gaan almal wat geld het, gaan hulle hel toe? En dis waar die marxisme natuurlik weer ingekom het, nee. Maar kom ons kyk net eers, ek het gedink om hier 'n paar tekste vir ons te gee, wat ek dink relevant is, gegee wat ons nou reeds gedoen het. Dit is inderdaad so, dat daar in die skrif baie gepraat word oor die rykes, wat die armes verdruk. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Paulus waarsku vir Timoteus, 'n jong dominee, en sê, pas op vir geldgierigheid, wat 'n wortel van allerlei kwaad is. Dan praat hy van mense wat dit nagejaag het afgedwaal van die geloof. Wat sê die Here Jesus in Matteus 25? Onthou julle, ek was honger en julle het vir my iets gegee om te eet. Ek was dors, julle het vir my iets gegee om te drink. Jy het mense gehuisves, die vreemdelinge. Hoe belangrik dit is, hierdie sosiale werk wat ons doen. Ons het laasweek gesien, dit is die vrug op jou bekering nie. Onthou julle dit? Dan praat die Here Jesus mos, die beroemde ryk jong man wat na Jesus toe kom. En dan sê hy hou al die gebooie, en dan sien die Here, geld is eintlik sy God. Dan sê die Here Jesus vir hom, gaan verkoop alles wat jy het, en die man was bedroef gewees. Maar nou is die vraag, beteken dit dan, mense wat ryk is, gaan almal verlore? Mense wat geld het, mense wat hard werk en woeker, en net die armes word nou gered? Vriende, dit is 'n persepsie, maar as jy die hele Nuwe Testament in konteks lees, is dit natuurlik nie so nie. Kom ek gee vir jou 'n paar prentjies uit die skrif, wat hierdie teorie weerspreek. Priscilla en Aquila, in Handelinge 18, Romeine 16, hulle het 'n besigheid gehad, hulle het tente gemaak, en as jy gaan kyk, was dit 'n welvarende besigheid. Hulle het van die huiskerke gehelp, hulle het 'n goeie besigheid gehad. Wat van Cornelius, in Handelinge 10, hy het ook 'n goeie inkomste gehad, hy het tot bekering gekom. Vriende, wat van Abraham? Romeine 4, gaan kyk in Abraham, ons stamvader, hy het welvaart gehad. Julle verstaan, so ons moet baie versigtig wees om 'n kategoriese prentjie te skep. Kom ons kyk na 'n paar van Paulus se uitsprake wat vir my kosbaar is oor dit, oor armoede, oor geld en sovoorts. Wanneer laas het jy Filippense 4 vers 13 gelees? Ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. Kan jy onthou die versies net voor dit? Hoor wat staan hier. Ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê, om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. En dan praat Paulus met mense wat lui wegsteek, mense wat nie wil werk nie. Hy sê byvoorbeeld in 2 Tessalonisense 3, hy sê, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. So as jy nou behoeftig is, maar jy wil nie werk nie, dan sê Paulus, dan verdien jy nie om te eet nie. Nog voorbeelde, Jakobus 4, eintlik een van die belangrikste tekste in my lewe ook gewees. Jakobus 4, praat hy met mense wat geld maak, besigheidsmense, en hy sê vir hulle, vandag of môre, sal ons na die of stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly, ons sal sake doen en geld maak. En nou sê Jakobus, en ons dink hierdie is die broer van Jesus, hy sê, julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie, julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê,
as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julle self en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. Vriende, wat is die issue? Is dit nie so dat baie keer is daar mense wat welvaart het, wat dink hulle het God nie nodig nie? Hulle het hulle eie goedjies geword. Geld het hulle God geword. So geld is nie die probleem nie, dit is as dit jou God word. Mense wat sukkel en wat behoeftig is in die verlede ook, kan mense sien, is meer ook geneig om te bid en vertrou op die Here. So Jakobus sê hier vir die ryk mense, julle moet nederig wees, julle moet weet dat alles wat julle het is God se genade. As die Here wil, sal ons dit doen. So, die Here vra van ons om nederig te wees, om nie te vertrou op ons vermoëns om dinge te gedoen het nie. Nou, baie belangrik dan. Wie word gered? Net die armes. En al die mense wat welvaart het gaan verlore? Nee. Hoor wat sê Paulus? Hy sê in Romeine 3, almal het gesondig. Vriende, nie net die rykes nie. Nie net die mense met geld nie. Almal, arm en ryk, het almal gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Wat sê Johannes 1 vers 12? Maar aan almal wat hom aangeneem het, ryk en arm, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. En dan Romeine 10 vers 13, elkeen, arm en ryk, wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Vriende, dit bring ons dan by die laaste bespreking van vandag en dit gaan oor vrede en kerkeenheid. Kom ons luister net weer na so 'n greep waar Dominee Jan Libbe gaan praat oor wat is die bydrae wat Bellaar maak vir kerkeenheid. Kom ons luister gou-gou en dan gaan ek weer 'n stukkie uit Bellaar lees en dan gaan ek 'n paar videogrepe vir julle deel om aan te toon dat intergodsdienstige eredienste is waantoe dit nou beweeg het en dan sal ons afsluit natuurlik met die woord van die Here. Kom ons luister na so 'n greepie. Die belydenis van Bellaar, is dit vandag nog relevant? Dit is uiters relevant. As jy kyk waaroor die belydenis van Bellaar gaan, oor die eenheid, die aanvaarding van mense, al verskil hulle van standpunte, omdat hulle een is in Christus, Jesus se gebed, Johannes 17. Tweedens, versoening. Al verskil ek van standpunt van jou, kan ek regtig die pad saam met jou loop. En die klem wat die belydenis van Bellaar daarop lê, dat ons mekaar nie mag loslaat nie, dat ons aan mekaar gegee is as 'n geskenk, om verryk te word deur die verskeidenheid. Reg, so die vraag is, wanneer mag ons mekaar loslaat? Is eenheid 'n absolute waarheid in alle omstandighede? Die Bellaar belydenis, kom ons kyk gou wat sê Bellaar self. Hy praat van die eenheid van die kerk van Jesus Christus is daarom 'n gawe en 'n opdrag. Hy praat van die eenheid wat sigbaar moet word en dan is hier 'n lang deel uit Efesiërs wat natuurlik praat ons van vreeslik mooi. Ons gaan daarmee afsluit vandag ook. Een liggaam, een gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop. So die kerk eenheid wat so belangrik is en natuurlik verstaan ons, dat in die 1980s was dit van kardinale belang. Dit was baie belangrik. Die vraag is, wat het met daardie kerkeenheid oor tyd geword? Vriende, inklusiwiteit en liefde. Wat van God se heiligheid? Wat van God se geregtigheid? Wat van God, wat afgodsdiens nie kan duld nie? Wat van 2 Korintiërs hoofstuk 6, wat jy nie in 'n ongelyke juk moet trek nie. Kom ons kyk, hoe het Bellaar die intergodsdienstige eredienste wat nou in die kerk aan die gang is, beïnvloed. En ons luister na Dominee Rian de Villiers van die Grote Kerk, wat spesifiek oor Bellaar gepraat het, en ons weet nou, hulle het intergodsdienstige eredienste alreeds daar aangebied. Kom ons hoor hoe hy oor Bellaar praat. Die Grote Kerk 'n paar jaar gelede oorweldigend gestem om Bellaar te aanvaar as belydenis. So Bellaar speaks so strongly and clearly of unity. On my experience on the Synod floor of the Western Cape Dutch Reformed Church Synod last year was that
there's calls to make church unity a priority. It is strongly supported on the floor. The Bellaar Confession is also strongly embraced overwhelmingly and in our synod and accepted as an important confession for our time and as a gift given by the Uniting Reformed Church of South Africa. This morning in my service in the Grote Kerk, we read from Article 4 of the Bellaar Confession and reflected on it. I'm also encouraged by what's happening in rural communities like Bredasdorp and Touwsrivier and in Pretoria, where unity on the ground have become a reality. Vriende, is dit die kerkeenheid wat die Here Jesus voorgepleit het in Johannes 17? Is dit die kerkeenheid wat Paulus praat van een kerk, een geloof, een hoop in Efesiërs? Vriende, ons gaan afsluit met die woord wat dit betref, maar ek wil eers probeer om 'n bietjie hoop te gee vir julle wat miskien moedeloos is op hierdie stadium, oorweldig is, en ek wil tog vir julle 'n stukkie video speel van 'n dominee wat baie besorgd was oor droomscenario 2030. Die Here het ingegryp in sy lewe, in hom en sy vrou se lewe. En hy stel in Bos toe en het gaan studeer om 'n dominee te word. Hy het predikant geword in die Vrystaat. Sy gemeente het in liefde by die waarheid gebly, opgestaan. En uiteindelik het hulle self losgemaak van die kerk. En ek wil jy moet luister ook na die lewende water en die hoop waarvan hy praat aan hierdie onderhoud. Ek was 'n paar jaar terug by 'n geleentheid in Pretoria waar hy sy getuienis met my gedeel het. Ons luister na Dominee De Boa de Tooy Senior. En van julle sal die naam ken, want sy seun is aan Namibië, waar Namibië synode weggebreek het van die algemene synode van die NG Kerk. En julle weet ook dat De Boa se suster was ook 'n dominee in die NG Kerk en het na 5 jaar besluit om terug te staan, omdat die Here haar oortuig het dat dit nie haar rol en haar roeping is nie. Kom ons luister eers na hierdie stukkie hoop vir jou wat miskien worstel en getraumatiseerd is in hierdie tyd. Kom ons luister. Hier in die my vroeë 30's het ons in ons huwelik, ek en my vrou, het ons uit mekaar gedryf en op 'n dag toe breek die Here my hart as gevolg daarvan. Ek en my vrou saam voor die Here. En dit was eintlik dan nou ek sou sê my eerste ware terugkeer na die Here toe, en toe so 7 jaar later, toe roep die Here my om voltyds teologie te gaan swat. Net daarna, na ek daai diepe inkeer na die Here toe gehad het, ek het so dadelik vir die Here gevra, ek wil sommer vir hom gaan sendingwerk doen of iets, jy weet, daai opgewondenheid. Maar toe kies hulle my by die kerk op daai stadium op 31 as 'n leierouderling, wat nie normaal is nie. En toe in 2002, toe roep die Here my voltyds vir die bediening met 'n geweldige stuk, 'n visie begin van die Here, roeping begin ons maar altyd met 'n ontevredenheid met die status quo. En toe roep die Here my Stellenbosch voltyds 6 jaar met my hele gesin. En ja, daar het ek elke dag tot bekering gekom, tussen die ander tipe teologie wat daar gedoseer is. Maar ja, dit is basies my pad tot daar. Prys die Here. As die Here wil, moet ons 'n programmetjie daaroor doen, jou tyd by Stellenbosch. Maar kom ons vra net 'n ander vraag gou. Wat maak jou opgewonde oor wat hier gebeur het met hierdie konferensie? Ja. Weet jy, ek is nog in afwagting vir die finale waar sy uiteindelik gaan uitkom, maar van die begin af was my verwagting gewees dat ons werklik niemand net weer gaan praat nie, maar dat daar daadwerklik, ek is ou vir praktiese uitkomste, dat ek gehoop het en vertrou dat hier iets prakties hier gaan uitkom, dat daar iets konkreet sal wees wat wie ook al van die mense wat nie hier is nie en gemeentes wat met verwagting daar buite wag vir die uitkoms, dat dit vir hulle ook opgewonde sal maak of 'n nuwe hoop sal gee, want die mense daar buite wat behoudend is en wat weet van alles wat in NG Kerk gebeur, se moed lê laag. Ja. Baie van hulle se predikante is nie daar nie en hulle sit in gemeentes vasgevang.
Baie predikante sit in daai situasie, hulle kerkraad blok dit of hoe dit ook al sy. So dis om hoop net vir mense hoop te gee dat die Here het 'n nuwe pad. In Jesaja wat die Here gesê het, kyk, ek gaan iets nuuts doen en dit staan op die punt om te gebeur. Ek gaan strome lewende water in die woestyn gee. So dis my verwagting dat die Here iets nuuts gaan doen. Vriende, gee Bellaar vir ons strome lewende water, kerkeenheid soos Christus dit wil vandag. Vriende, wat leer die woord? Ja, die woord leer kerkeenheid, mekaar vashou in die evangelie. Bellaar praat van die eenheid is 'n opdrag, is 'n gawe en 'n opdrag en die eenheid moet sigbaar word. Ja, julle, dit is so, die Here Jesus praat van die vredemakers. Hy sê in Matteus 5 vers 9, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Maar onthou jy Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Nou, hierdie woorde, die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Vriende, Bellaar het die valse vrede van die wêreld vandag in die kerk ingebring. Onthou jy dat die Here Jesus ook in Matteus gesê het, dat hy het nie gekom om wêreldse vrede te bring nie. Kan ek vir jou lees waar die Here Jesus dit sê? Hy sê, Matteus 10, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader en moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Vriende, hoeveel voorbeelde is daar van ouers of kinders wat ter wille van 'n familielid die evangelie gaan verander het ter wille van vrede. Vriende, is dit nie wat met Bellaar gebeur het nie? Oor tyd het die evangelie verdwyn en dit net 'n humanistiese, ekumeniese beweging geword wat die hart van die skrif en Christus kom verander het. Vriende, kom ons sluit af met die ware eenheid van die gelowiges van alle eeue. Bellaar praat van een geloof, een Here. Ek wil afsluit vandag met Efesiërs, die boek van kerkeenheid, vrede, die eenheid in Christus. En ek wil 'n paar stukke bidend met jou ten slotte deel. Kom ons lees 'n paar grepe vanaf hoofstuk 4, vers 4. Daar is net een liggaam en een gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. En dan bietjie laer af. Ons, vers 15, sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Maar nou, vriende, hierdie boek van die kerk eenheid, die gawe van eenheid, ons het 'n opdrag om eenheid te bewaar. Wat sê presies dieselfde brief in hoofstuk 5? Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. En dan is daar 'n kosbare bespreking oor die huwelik tussen man en vrou, die skepingsorde, hoe God dit van die begin af gemaak het, wat hier bevestig word. En dan wil ek hier praat oor die geestelike stryd wat ons het. En ek wil jou oproep, my broer en suster. Ons stryd is nie teen Bellaar nie. Ons stryd is nie teen mense nie. Daar's 'n geestelike stryd in Suid-Afrika aan die gang. Hoor hierdie woorde. Efesiërs 6 vers 12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld. En dan sluit Paulus af vir die gemeente en mag ons hierdie woorde vir onsself ook toeëien.
Vers 18. Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekendmaak. Terwille van hierdie evangelie, is ek 'n gesant, is ek 'n slaaf in boeye. Bid, dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. En kan ons saam bid en sê, Here, ons bid vir elke predikant in Suid-Afrika, dat hulle hierdie evangelie as slawe, as vervolgdes, met vrymoedigheid sal verkondig, soos wat dit hulle opgelê is.